Liewe broer en suster, jong mense en kinders, in die Here se teenwoordigheid, en dan sê ons vir onsself, en u sal verstaan wat ek bedoel, dan is ons op heilige grond. En dan sê die Here, trek jou skoene van jou voete af. U verstaan wat ek bedoel. Aan u elkeen, ieder en elk, hartlik welkom, dit sluit nuwe lidmate en gaste in. Die afkondigings wat daar is, hou kan u voor na die erediens, en nou die opgewonde werklikheid om die Here te kan ontmoet in samesyn voor sy aangesig. En daarom praat ons van ons tree toe tot sy troon. En dit doen 'n mens met heilige ontzag, wel bewus van wie u en ek is en wie die lewende God is. Ons toetrede vanoggend, voorafgaande orgelspel met die gebed van ons Here Jesus aan sy disipelmense en aan ons. En na ons verlustig het in hierdie voorspel, sing ons skrifberuiming 1-2 se derde strofe en dan die wotum en die groetseën van ons Here.
Ons kyk op na die berge. Is dit waar ons hulp vandaan kom? Verseker nie, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde en dus die berge geskape het. Hy wat trou bly tot in ewigheid en die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Daarom, kind van God, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons staan as gemeente en ons loof die Here met Skrifberuiming 2:2 se eerste strofe. Daarna bly staan, doen ons belydenis van ons geloof en voor ons gaan sit lied 188 se derde strofe. Ons doen saam belydenis van ons geloof en ons beleef dit as 'n genade voorreg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Maar ek glo in hom wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. 'n genade, vreugde en voorreg
om op die pad van die lewe stippellyne uitgeverf te kry deur God uit die hoë hemele in wetsafkondiging. Deuteronomium 5, en ons luister daarna asof ons staan by die kruis van ons Here Jesus Christus op Golgotha. Deuteronomium 5, die Here het gesê, en nadat ons hoor wat hy gesê het, gaan ons Skrifbrein 2:2 se derde strofe sing en daarna in gebed kniel. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n God maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. En jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God. So onthou ons dit, is 'n jaloerse God. Die oorspronklike taal beteken letterlik, ek die Here jou God is 'n besitlike God. Hy deel sy kinders met niemand. Ek is die Here wat die kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet doen, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou bees, jou donkie, of enige van jou diere nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land, en dat die Here jou God jou met 'n sterk hand en uitgestrekte arm daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag hoor te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy huis nie, ook nie sy saaigrond, ook nie sy slaaf, sy slavin, sy bees, sy donkie, of enigiets wat aan jou naaste behoort nie.
Ek gaan ons voor in gebed. Vader in die hemel, U teenwoordigheid deur woord en gees, in U alomteenwoordigheid, spreek ons elkeen in ons hart en gemoed aan. U is hier en ons by U. U gemeente saam in die vrese van U naam, elkeen van ons uit die week wat verby is met sy omstandigheid, hier kom sit, hier kom soek na vrede en die boodskap van die lewe. Seën ons Here in ons samesyn, as jy aan die woord kom, deur die skriflesing, as ons sing, as ons dink, as ons luister, as ons doen. Aktiewe kerkgangers, ook in die week. Laat U seën op ons daal. U guns uit Sion ons bestraal. Heere God, raak ons aan in U bediening aan ons, al is dit deur 'n nietige mens. In Jesus naam, ons pleitroep, ons smeekroep, ons roep van dank en verwondering. Amen. Die Here aan die woord, broer en suster, 2 Korintiërs 4 uit die 2020 vertaling, die bronteks vertaling. Die 2020 vertaling is nie 'n dinamies ekwivalente vertaling. Dis getrou aan die bronteks met vers 7 as fokusvers, met as tekstema doodgewoonheid kosbare kleipotte. Vers 7 staan, hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag van God kom en nie van ons nie. Ons lees van vers 1. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die ontferming wat aan ons betoon is, gee ons nie moed op nie. Ons het egter afstand gedoen van geheime skandelike dinge en tree nie slinks op nie, of verdraai die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons onsself voor God aan by die gewete van elke mens. As ons evangelie dan tog nog versluier is dit versluier vir die wat verlore gaan, vir die ongelowiges wie se denke deur die God van hierdie bedeling verblind is, sodat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie oor hulle skyn nie. Ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here, en onsself as julle diensknegte, ter wille van Jesus. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom, die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word plat geslaan, maar nie vernietig nie.
Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word. Want ons wat leef, word voortdurend aan die dood uitgelewer ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Maar aangesien ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe staan, ek het geglo, daarom het ek gepraat, glo ons ook en daarom praat ons. Ons weet dat hy wat die Here Jesus Christus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en julle voor hom sal stel. Want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God. Tot daar uit die Here se woord en die stem van die Here onvervalst. Kosbare kleipotte. Susters en broers, jong mens en kind, ek wil by jou iets hoor. Wat dink jy, wat kan dit wees? En ek wil sê, ek wens, ek kon vir elkeen sê, staan gerus op, sê, dwarsdeur, tot hier by Michelle. Ek wil by u iets hoor. Ek wil by u hoor, dink u is goed genoeg. Hoe dink u? Goed genoeg as mens, goed genoeg, en dis baie belangrik, in die oë van ander mense, maar kom ons maak die lysie nie langer nie, want ek wil uitkom by, broer en suster, kind, jong mens, dink u is goed genoeg vir God. As die Here God in sy almag oor u dink, by die naam, dink u hy sê, sy is nie goed genoeg nie. Punt is, dink jy is goed genoeg? En nou sal jy vir my sê, hoekom het jy dit nou gevra? Hoekom wil jy dit by my hoor? Want, broer en suster, gemeente, ek sê dit wat in Job 5 vers 7 staan, maar die mens is vir teëspoed gebore, soos vonke wat bo op skiet. Daai Bosveld 4 se vonke. Is mooi, maar is weg. In 'n oogwink. Is jy goed genoeg? En onthou nou, u lewe as Christen is geen uitsondering. Met ander woorde, dat die mens vir teëspoed gebore is. Daai teks verwys nie na die ongelowige nie, maar die mens, ook die kind van God in Christus Jesus. Die lewe as Christen is geen uitsondering nie. Inteendeel, kom ek sê, hoe liewer 'n mens vir die Here Jesus Christus is, hoe moeiliker, hoe ingewikkelder blyk die lewe te wees. Hoe liewer 'n mens vir die Here is, hoe meer lyk dit vir 'n mens of jy nie goed genoeg is nie.
Het jy nou al gedink? Is jy goed genoeg? Want hoor 'n bietjie, die apostelmens wat hierdie brief skryf en die teks, is die mens wat omdat hy op grond van sy hartstogtelike liefde vir die Here Jesus en die evangelie van die Here Jesus in die Korinthe gemeente verkondig het en sy liefde is al wat hy kry die wind van voor. Al wat hy kry by die gemeente is, jy maak dit nie, ou Paulus. Is jy goed genoeg? Want die gemeente het gesê, hy is nie goed genoeg nie en ek kom in die preek weer hierop terug. Daarom is dit met goeie rede, liewe gemeente, dat die Here u en my in Johannes 16:33 waarsku en sê, in die wêreld sal jy dit moeilik hê. Die punt is u goed genoeg? Dan sê jy dalk, ek weet nie. Of jy sê, verseker nie. Jy sê dalk, ek wens jy het saam met my die week wat verby is gestap en gehoor wat ek gehoor het. Ek dink, ek maak dit nie. En daarom vir 'n hemelse antwoord op die vraag, is jy goed genoeg? Kom ons delf diep in 2 Korintiërs 4 en spesifiek, baie spesifiek vers 7. Bybelwoorde gevorm tot 'n oggendtekswoord. Paulus skryf en die Heilige Gees kom aan die woord met wat? Met 'n evangelietaal oor 'n goddelike waarheid. Hoor mooi, luister fyn aandagtig, 'n woordewaarheid wat u onder leiding van die Heilige Gees in Christus nuut na u self sal laat kyk. Om nie net te verstaan dat u goed genoeg is nie, maar hoor wat sê ek, en ek sê dit aan die einde van die preek weer, dat u vanoggend en elke dag vorentoe sal glo dat hy goed genoeg is. Sal glo. Hou in gedagte. In die Korinthe gemeente was Paulus in die oë van die lidmate nie goed genoeg nie. Kan nie glo, dis nie 'n kantoorsituasie met 'n bombastiese baas en 'n ongelowige adjunk en 'n klomp onderdane wat nie hulle werk doen nie. En nou binne daai konteks is Paulus ongewild nie. Nee, in die gemeente. Verstaan nou mooi. Sy karakter en sy persoon en sy teologie was in gedrang. Ek noem 2 voorbeelde. Jy kan die 2 Korinthe briewe weer lees. 2 Korinthe 10:10. Sy woorde beteken niks, sê die gemeente. Hy is nie goed genoeg nie. Twee Korinthe 11:6. Hier kom het, volgens hulle kon Paulus nie preek nie. Hy was nie 'n goeie spreker nie. Hy het nie die charisma gehad nie. Hy het nie mense getrek nie.
Is nie goed genoeg nie. Voel jy baie keer so? En baie belangrik. Kyk wat doen Paulus. Hy sê, ek ken my beperkings. Hy sê, hy weet hy's nie 'n engel nie. Maar hoor wat sê hy? Hy sê, as dit in 1 Korinte 15 gaan oor Jesus se opstanding uit die dood, dan skryf Paulus, die Here het aan baie mense verskyn, en dink nou nê, hy het gedink, hy wat Paulus is, die Here Jesus verskyn aan die mens, aan daai mens, aan daai mens, hy verskyn nie aan my nie, want ek is nie goed genoeg nie. Dan sê Paulus, die Here het aan baie mense verskyn, en laaste, staan daar, laaste van almal, het hy ook aan my verskyn, en hoor hoe noem hy homself, die misgeboorte. Maar hy het aan my verskyn. Want ek is goed genoeg vir hom. Die geringste van die apostels, sê hy, ek is nie geskik in my eie oë as Paulus en goed genoeg om 'n apostel genoem te word nie. Want Paulus sê, ek het die gemeente, die kerk van die Here Jesus vervolg voor hy tot bekering gekom het. Paulus het kerke toegemaak. Maar hy is goed genoeg om die meeste boeke van die Nuwe Testament te kon skryf. Want Jesus het aan hom verskyn. Hoekom? Want in u en my oggendteks staan, sê Paulus, ek is 'n kleipot. Letterlik staan daar, ek is van gebakte klei. Maar baie belangrik, en ek wil dit op hierdie stadium sê, ons moet nie nou in ons gedagte kry, ja, daar's dit. Ek is maar net 'n ou kleipotjie en ek breek maklik en ek is vol krake en barste en weet nie wat alles nie. Ek is onaansienlik. Nee, wag 'n bietjie. Gebakte klei, sê Paulus, baie belangrik, want hy weet wie is die pottebakker. Hy weet wie het hom gevorm. Kosbaar in die Here se oë. U is 'n kleipot. In die werkswinkel van God. Kyk hoe uniek, sê die Here. Daar's nie nog so een nie. Koninklike kleipot. 'n Kosbare kleipot. Nie in die eerste plek wat maklik breek nie. Vergeet, as ek mag, daai eksegese van hierdie teks. Maar hou in u hart, die gebakte kleipot is goed genoeg.
Want in die oorspronklike taal staan daar nie, ons is maar kleipotte wat maklik breek nie. Het staan nie daar nie. Hoekom nie? Omdat in die stad Korinthe, vir wie Paulus hierdie teks deurgee, die stad Korinthe was bekend vir hulle kleipotte, want in die omgewing was daar klei, hoor nou mooi, van besondere gehalte. Duursaam en baie sterk. Kleipotte is in die Korinthe omgewing gemaak. Nou as Paulus van homself sê dat hy soos 'n kleipot is, verwys Paulus nie in die eerste plek na sy breekbaarheid en sy nie goed genoeg en sy minderwaardig wees nie, maar juis na sy eie buitengewone duursaamheid as gevolg van God se genadige bemoeienis met hom, God se hande op die wiel van die pottebakker. God maak nie gemors nie. God maak met jou bemoeienis. En kyk nou verder, u kan dit weer gaan lees. Paulus sê nie 'n leë kleipot nie. Nee, ek is 'n goed genoeg kleipot waarin die Here 'n skat bære. In jou hart. Kleipot. Die skat van 'n nuwe hart. En dit bære die Here in u. Daarom is u mos nie goed genoeg nie. In u lewe, hoe belangrik u ook al is, of hoe eenvoudig u ook al is, in u as 'n kleipot, die skat van die evangelie, die skat van verlossing, die skat van vergewing, die skat van genade, in Paulus die kleipot, woon die Heilige Gees. Sal die Heilige Gees, sê ek met respek, in u woon as u nie goed genoeg is nie? Paulus, goed genoeg. Al dink die Korinthe lidmate mense nie so nie. Paulus goed genoeg in die oë van die Here en u. Al sê u baas, is pateties. Al sê die skoolhoof, ek het aan u niks. In u woon die Gees. En daarom, om het so uit te druk, het maak nie saak wat mense sê nie. Wat saak maak, is wat God sê, en hy sê, u is kosbaar. U is 'n koninklike kleipot in die koning se koninkryk. Daarom, kom ons dink gou 'n bietjie, kleipotte soos Abraham en Moses en Dawid en Elia en Jesaja
en Petrus en Paulus. En kleipotte, soos die melaatse en die verlamde man en die blinde kind. Koninklike kleipotte, soos jy. 'n Kleipot koningskind, verstaan nie, die goed genoeg wees, lê nie in die kleipot as sulks nie, maar in wat God in die kleipot bære. Daarom kom u krag nie van u self nie, maar vir God. Daarom is jy 'n koninklike kleipot. En wat beteken dit prakties? Al word u verdruk, raak u nie oorweldig nie. Al is u oor raad verleë, raak u nie radeloos nie. Al word u vervolg, laat God u nie in die steek nie. Al word u platgeslaan, kan niemand die koninklike kleipot stukkend slaan nie, want aan die kruis is my Here Jesus aan skerwe geslaan. Sodat ek 'n koninklike kleipot kan wees. Ek sluit af en ek vra, mag ek vir u iets vra? Ek vra, sal jy elke sekond van elke dag, hoor nou mooi wat ek vra, glo dat hy goed genoeg is. Glo dat die kind goed genoeg is. Glo dat die kleinkind goed genoeg is. Sal jy dit elke sekonde van elke dag glo? Dat u goed genoeg is, omdat die Here so sê. Jesus Christus, u koninklike goedheid aan die kruis vir u verdien. En die Heilige Gees wat u van die koninklike status oortuig. Is jy goed genoeg? Ek hoor, hoe sê u, uit genade, ja, ek is goed genoeg. Amen. Geliefdes, ons het nou die onuitspreeklike voorreg om 'n broeder in die diens van ouderling te bevestig. En ek vra vir broeder Johan Jansen van Rensburg of hy sy plek hier in die liturgiese ruimte sal kom inneem. Eerste van alles, broers en susters, broeder Johan is ouderling aanstonds van die hele gemeente, maar om praktiese redes word aan hom toegedeel die Bergvallei wijk, wat 'n nuwe wijk is, wat ons vestig in die gemeente, wat ook dui op die groei van die gemeente.
En daarmee saam hartlike gelukwense aan broeder Johan, wat ook vandag sy geboortedag herdenk. Geliefdes in ons Here, u weet nou hoe ons verskillende male die naam afgekondig het van broeder Johan, wat as ouderling van hierdie gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in sy diens as ouderling bevestig. Vir die doel moet u, broeder Johan, en ook al die aanwesiges eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van die ouderling aanhoor. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgangs in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gee. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om gelowiges vir hulle diens toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broer Johan, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die dominee die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. U opdrag as ouderling is dus die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk van die Here behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en u moet die dominee met goeie raad bystaan. In die tweede plek, u moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe. Moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Die derde plek, jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. En in die laaste plek, jy moet die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. U het gehoor wat die opdrag is? Ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Johannes, jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? En verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is. Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe. Beloof u om u aan die kerklike vermaning en terug te onderwerp as u miskien in leer of lewe sou afwyk. Broeder Johan Jansen van Rensburg, wat is hier op jou antwoord? Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou vrugbaar werksaam te wees. Wees dan as ouderling ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos 'n wagter oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy of haar behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus en na die lewe in die vreugde van die Here ingaan. En geliefde gemeente, ontvang vir Johan as 'n dienaar van God
stel U gewillig onder sy toesig en regering, want hulle waak of hy waak oor U lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderling en die ouderlinge in U gebede. Maar omdat ons uit onsself niks kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Ons Vader, ons dankie vir hierdie erediens, vir U woord, vir die troos, vir die evangelie boodskap, dat ons U geliefde kinders is. En dankie ook Here vir die vreugde om hierdie broeder in sy diens te kan bevestig. Ons bid dat U hom deur die Gees sal lei om waarlik as ouderling in die gemeente op te tree. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde, verleen hom die genade om getrou in die diens te volhard en nie deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap. Seën Here die gemeente waaroor U hom gestel het. Maak elkeen van ons gewillig om ons elkeen aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U seën kom. So bid ons as U kinders, as kleipotte in wie die skat van alle waarheid neergesit is. Ons dank U daarvoor uit genade. Amen. Ons gaan broeder Johan Psalm 134 se 4de strofe toesing. Broers en susters, en terwyl hy dit doen, gaan ek sy wyk en die detail vir hom deurgee en ons gaan ook vir broeder Johan vra om die bevestigingsformulier in U teenwoordigheid te onderteken. Geliefdes, ons gaan staan en die Here loof voordat ons uitmekaar gaan. Ons sing Psalm 138, die Tosiusberuiming, strofe 3 en 4, daarna die uitstuur seën van ons Here en ons amen lied daarna, en dan neem jy sitplek in vir enkele afkondigings.
Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons trooster, sy met u almal. Amen. Geliefdes, enkele kort notas. Die eerste wil ek seker maak, en as hy hier is, sy kaartjie graag vir hom gee, Heinrich Strauss. Hulle sit gewoonlik in die moederskamer. Hy verjaar die 28ste Januarie en kyk 'n bietjie hoe groot word hierdie man. Seun, baie geluk hoor. En 'n mooi jaar vir jou. Ja, Kubai. Geliefdes, 'n baie belangrike nota is dat daar net hierna, hier in die kerkbanke, 'n gesamentlike byeenkoms is vir die lidmate van wijk DW1 wat vakant is, wijk P2 wat vakant is, wijk M3 wie se ouderling oor see is en my eie wijk, die PA wijk. Lidmate het ook nog volgende Sondag geleentheid om hierdie gesamentlike byeenkoms by te woon. Hartlik uitgenooi na vanaand se aandediens om 19 uur. As jy 'n dankoffergawe sou kon afgee voor die aangesig van die Here, vanoggend vir die Montana Poort Kerkkas en vanaand ook. Die diakonie, u voorbidding, die dagbestuur, vergader môre aand om 19 uur by die huis van die voorsitter, broeder Leon van Walt. Dan dink ons aan Suster Mimi Harof, wat in die week 'n operasie ondergaan, baie sterkte. Suster Margriet Joubert, wat mediese ondersoeke ondergaan in die week op hande. En ons dank die Here vir sy sorg in die lewe van Ina Meiburg, wat 'n operasie aan haar hand ondergaan het en wat alreeds tuis aansterk. En dan, broer en suster, 'n laaste nota, gerig aan broeder Pieter van Heerden, wat hier so aan die linkerkant van my sit, redelik agter, wie se broer gister aan 'n hartaanval oorlede is. Ek lei af uit die notas dat dit plotseling was en dat dit vir almal 'n groot skok is. Broeder Pieter, vir jou en jou gesin en jou mense, vir jou skoonsister, ons innige simpathiewense, mag die Here julle optel en in sy genade tot rus bring. Ons gaan vir hierdie gesin gebed doen en daarna is die kleingoed by die katekisasie. Ouers wie se kinders verlede week nie hier was nie en boekies moet kry, kan dit by my kom kry net na die huisbesoek hiervoor. En dan word jy hartlik uitgenooi vir 'n koppie tee, koffie en ietsie daarby te eet. Kom ons bid vir Pieter en sy mense. Ons Vader, vanoggend staan ons op en gedurende die dag
sterf ons. Die tydelikheid van u kinders op hierdie aarde, maar die altyd daar wees van u kind, vir ewig. Bewaar vir broeder Pieter en sy mense in die onverwagsheid van sy broer se dood, sy vrou, sy mense en alles wat gereël moet word. Miskien kan hulle hoop en troos soos net u kan bied. Lei ons Here om hulle te omarm. In Christus naam. Amen.